Besef jy dat God in jou werk? Paulus skryf in die gemeente van Efese. Nou, dit was heidene wat tot bekering gekom het. Hulle het nie Jode gewees wat gesien het hoe God manna gee en water uit 'n rots en deur 'n woestyn. Hulle voorvaders het niks te vertel van God nie. So as ouens wat tot bekering kom, so in Efesiërs praat hy oor wie hulle is. Later in Efesiërs dan praat hy oor hoe hulle moet lewe. Hoor hierdie mooi skrif, Efesiërs 1 vers 19 en 20. Hy sê, mag julle insien, by ander woorde begryp, hoe enorme groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Mag jy insien, wat se krag daar is in jou, wat God gebruik vir ons wat glo. Dieselfde magtige werking was ook aan die werk toe God Christus uit die dood uit opgewerk het en hom in die hemel as aan sy regterhand laat sit het. So dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewerk het, is die krag wat God gebruik vir ons wat glo. So die key is glo. Nou jy moet verstaan, God wil hê jy moet glo. Nou ek dink daar's 'n manier van God prys. Die oomblik as jy God begin prys, dan kom daar geloof binne in jou hart. Maak nie saak wat jou omstandighede is en dan prys jy God. Dan begin die krag van God binne in jou werk. Wanneer jy begin bid, is daar 'n krag van God wat binne in jou werk. As jy sê, ek is moedeloos, ek is magteloos, ek voel ek het nie 'n krag nie. Dis daar twee goed wat jy nie doen nie. Jy prys nie God nie en jy bid nie. Maar daar's 'n derde ding. Die oomblik wanneer jy goed begin sê, dan moet jy besef die kragtige werking van die woorde, dit wat jy praat binne in jou. Ek dink daar's ook 'n krag wat begin werk. Die oomblik as jy God herken as Here en Meester, my God, my Here. Die oomblik toe Samson dit besef, toe Gideon dit besef, toe elke man van God dit besef, toe Dawid dit besef, het daar 'n bonatuurlike ding met hulle gebeur. Maar daar's 'n ander moeilikheid ook. En dit is, daar's 'n stemmetjie binne in jou kop wat met jou praat, wat niemand van hoor nie. Nie eers jou man of jou vrou of niemand hoor dit nie. Goed wat jy vir jouself sê. En die probleem is, jy sit met twee tonge. Jy sit met 'n buitetong wat ek kan sien, maar jy sit met 'n binnetong ook. Hierdie binnetong wat met jou praat. Jy sit met twee ore, nie net 'n buite twee ore nie, 'n buiteoor en 'n binneoor. En die probleem is, jy glo alles wat jy sê. Jy is die persoon wat jou die meeste glo. Jy glo jouself. Nou, ouens sê, ag, dis nie so erg nie, dit is nie belangrik nie. Maar jy moet iets besef. Die duiwel weet wat se krag daar in jou woorde is. Die duiwel was daar toe God geskaap het. Die duiwel was daar toe God gesê het, kom ons maak mense na ons beeld en gelykenis. En hoe woorde werk? Woorde skep 'n prentjie. Daar's 'n prentjie. God het 'n prentjie hoe die wêreld moet lyk, dan sê hy goed, dan gebeur dit. God het niks met sy hande gedoen nie, hy het gesê. So werk ons ook. As jy lank genoeg 'n ding sê, dan begin jy die vrug eet van dit wat jy sê. Jy begin die vrug eet van dit wat in jou lewe is. Nou, ek het nie altyd 'n invloed op ander mense, dit wat ander mense het nie. Maar in my eie lewe, dit wat ek sê, dit wat ek praat, sit my lewe in 'n rigting in. Dit sit my geloof in 'n rigting in. Dit sit my moed, my lewe, dit in 'n rigting in. Want dit wat ek praat en dit wat ek sê. En daarom is dit baie belangrik, hierdie stemmetjie in jou kop moet reg praat, moet die regte ding sê. En jy moet besef, die krag wat daar is in jou woorde. Kom ek verduidelik dit. As God met jou praat, en jy sê nee, dan kan God niks doen nie. Dat hierdie stem binne in jou wat praat, wat sê nee, is groter as God se woord. God wil met jou praat, God wil iets deur jou werk, God wil iets vir jou doen. As jy sê nee vir die Here, kan God niks doen nie. Besef jy hoe sterk jou stem is. Besef jy hoe sterk hierdie stem hier binne in jou is. En dan laat jy toe dat hierdie stem nonsens praat binne in jou. Dat hierdie stem 'n klomp goed sê, wat nie die wil van die Here is nie, wat God sê nie. En dan vat dit jou van die spoor af. So, ek wil praat oor hierdie stemmetjie en wat jy moet doen om hierdie stem stil te kry. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.